Goeiemôre vriende, dis donderdag 4 Junie, baie welkom by vandag se oordeenking. Ons het die afgelope 3 dae nagedink oor Bybelse gelykenisse waarin ons onsself as Jesus bome in God se koninkryk kan beleef. Ons geestelike lewens ontkiem uit die saad van die evangelie woord. Ons geloofswortels groei in Christus, die grond van ons bestaan. Die Heilige Gees is so standhoudende water wat ons lewend hou en laat groei, ook uit die grond uit. Vandag begin ons fokus op die lewe van bome bo die grond. Ons tema is takke en blare vir die voëls. Ons lees weer maandag se teks, Matteus 13, vers 31 tot 32. Jesus het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Uit die kleine mosterdsaadjie groei die groot mosterdboom, wetenskaplik bekend as Sinapis nigra. Dis 'n boom wat 3 tot 4 meter hoog uitgroei. Daar was baie sulke bome in die warm en droë semi-woestyn van Judea. By alle ander waarde van die mosterdboom was dit van groot waarde vir die voëls. Voëls wat oor die warm woestyngebied vlieg, kon die boom se takke en blare benut as rusplek in hul vermoeidheid en as skadu teen die felheid van die middagson. Op die takke tussen die blare kon hulle ook beskutting vind teen stormwind en sandstorms. Jesus vermeld spesifiek die waarde van die bome as nesmaakplek waar die kleintjies kon uitbroei en groot word voor hulle kon vlieg. Ek dink ook sommer aan die waarde van die blare wat koolsuurgas inneem en suurstof afskei. So dien elke boom met blare die lewe, meer as net die lewens van die voëls. Wat sê dit van ons? God laat ons geestelik groei tot volwassenheid in Christus. Soos wat geloofswortels groei en verdiep, groei die boom bo die grond uit. Takke vermeerder en raak dikker en sterker en strek wyer, blare vermeerder. In Christus, deur die werk van die Gees, groei ons tot koninkryksbome wat vir mekaar en die skepping daar moet wees in tye van nood en ter wille van die volheid van lewe. Ek wonder vir watter vermoeides, besorgdes en bedreigdes moet jy verwelkomende oop takke en beskermende blare wees vandag en in hierdie week. Waar ek woon, is daar bordjies wat 'n snelheidsperk van 30 km/h aandui en daarby kom die dringende beroep, dis veral ter wille van die kinders. So maak ons saam groot aan ander se kinders, al is ons nie letterlik nesmaakplek nie. 'n Boom word duidelik nie groot net ter wille van homself nie. Elke gelowige moet groei tot 'n koninkryksboom van waarde vir God se skepping, tot eer van God as skepper en versorger. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die groeikrag waardeur ons kan groot en sterk word, om ook daar te kan wees vir ander. Gebruik ons in u diens, soos wat die mosterdboom ook tot diens is vir die voëls. Gebruik ons ook as beskutting vir mense in gevaar, rusplek vir vermoeides, skaduplek vir wie die lewe te swaar geword het, groeiplek vir ander se lewens. Amen. Môre dink ons na oor vrugtebome. Mooi dag en week vir jou verder.